Die volgende manier hoe ek reële getalstelsels vir jou in 'n toets of eksamen kan vra, is byvoorbeeld hierdie eksamenvraag tipe 2. Ek sê vir jou beskou die volgende getalle. Pi 5, 3,3 met die kolletjie, die derde magswortel van minus 27, die vierkantswortel van minus 16, wortel 18, 0,5674 en minus 1. Nou, na die getalle, skryf al die getalle neer wat by die volgende getalstelsels pas. En dan het ek 4 vrae wat daarna volg. Hierdie is baie soortgelyk soos die tabel. Ek gee vir jou die getalle en jy moet die getalle gebruik om jou keuse te maak. Is dit natuurlik, is dit reëel ensovoorts. Al wat nou gebeur is, ek gaan die getalle fisies by die regte letter moet neerskryf. Wat jy eers vir my doen is, gaan kyk bietjie meer na die tipe getalle wat ek vir jou gee. Kan jy iets kleiner maak? Kan jy iets gaan uitwerk? Pi kan nie kleiner gemaak word nie. 5 het nie 'n finale antwoord nie, daar is die finale antwoord. Ek kan die derde magswortel van minus 27 nog verder gaan uitwerk. As jy iets verder kan uitwerk, net soos die tabel, word dit van jou verwag om dit te doen, want ek kan my finale antwoord gebruik om my keuses beter te maak. Die derde magswortel van minus 27 is minus 3. En ek weet minus 3 het 'n klomp eienskappe. Jy kan nie die vierkantswortel van minus 16, die wortel van 18, die desimaal of die minus 1 verder uitwerk nie. So die enigste een wat gaan verder vat, die enigste een wat ek verder kan uitwerk, is die derde magswortel van minus 27. Wat jy nou moet doen is, jy moet nou na jou vraag gaan kyk. Skryf al die getalle neer wat by die volgende getalstelsels pas. Kie. Waarvoor staan kie? Rasionaal. Uit hierdie lang lys van getalle, watse woorde is alles rasionaal. Rasionale getalle, maak seker jy ken die eienskappe. Rasionale getalle is getalle wat as 'n breek geskryf gaan word. So kom ons gaan soek gou eers al die getalle wat as 'n breek geskryf kan word. Dit is 5. Hoe ek 5 as 'n breek skryf? 5 op 1. Ek kan minus 3 as 'n breek gaan skryf, minus 3 op 1. Daarom sal ek die derde magswortel van minus 27 by my antwoord gaan skryf. Jy gaan nou sien wat ek daarby bedoel. En dan die derde ding wat ek as 'n breek geskryf kan word, is minus 1. Wanneer jy nou jou getalle identifiseer, skryf die oorspronklike weergawe neer. Hoe dit in die vraag lyk, dit is hoe dit by jou antwoord moet lyk. So dit is 5. Ek het gesê minus 3 kan as 'n breek geskryf word, maar skryf sy oorspronklike weergawe neer. Skryf vir my neer derde magswortel van minus 27 en skryf vir my minus 1. Nog woorde wat rasionaal is repeterende desimale. En ons sien iewers 'n repeterende desimaal, dis 'n desimaal met 'n kolletjie. Hy word ook beskou as rasionaal. En dan nog iets wat rasionaal is eindigende desimale. Kan ek die laaste syfer lees? En dit is hierso by 0,5674. Hy is rasionaal want ek kan duidelik sien, dit stop daarso by 4. Onthou, as jy vir my jou antwoord skryf, skryf altyd die oorspronklike antwoord neer. Hoe lyk dit in jou vraag? Skryf dit dan so direk oor. Hoe kry jy punte as hierdie 'n toets is? Jy gaan vir my 1, 2, 3, 4, 5, al 5 antwoorde daar moet hê vir ongelukkig net 1 punt. As jy 1 vergeet, verloor jy 1, dan kry jy outomaties 0. So dis baie belangrik dat jy seker maak jy ken die eienskappe ongelooflik goed. Die volgende een is N. N staan vir natuurlik. Waar begin natuurlike getalle? Natuurlike getalle begin slegs by 1 en dit gaan aan tot by positief infinity. So 1, 2, 3, 4, 5. Daar soos hy is die enigste een uit die lys wat by natuurlik pas. Jy skryf sy oorspronklike weergawe neer. As ek nou ietsie ekstra gaan skryf, soos jy het nou gedink minus 1, gaan jy ongelukkig jou hele 1.1.2 punt verloor. Nou, wanneer is iets nie reëel? Nie reële waardes is wanneer ek 'n vierkantswortel het met 'n minus. Daar is die enigste ding waarvoor jy uitkyk en ons het so waarde. 'n vierkantswortel met 'n minus, daar is ons vierkantswortel van
minus 16. Daar is geen ander antwoord wat hierso by pas nie, minus 16. Laaste maar nie die minste nie, hulle wil weet van my lysgetalle, watter kan ons klassifiseer as heelgetalle? Heelgetalle is al die negatiewe getalle wat ek het, 0 en al die positiewe getalle wat ek het. Hierso het ek 2 antwoorde wat negatief is. Ek het minus 3, maar onthou, ek mag nie skryf minus 3 nie, ek moet die oorspronklike antwoord of weergawe gaan skryf, so ek skryf die derde magswortel van minus 27, en dan staan nog 'n negatiewe getal, minus 1. Onthou, hoe jy punte kry, jy moet al 2 se oorspronklike weergawes gaan skryf, om 1 punt in totaal te kry.